Goeiedag luisteraar, ek is Dominee Natasha en wat 'n voorreg om saam met julle die woord van die dag aan te pak. Nou vandag praat ons bietjie oor nagmaal. Wanneer ons by die nagmaaltafel kom ons nie sommer net na 'n ritueel toe nie. Ons kom na 'n heilige ontmoeting met Jesus Christus self. Die brood en die wyn is nie gewone dinge nie. Dit is tekens wat vir ons wys na die kruis van Golgotha. Die brood herinner ons dat Jesus se liggaam vir ons gebreek is. Elke keer as ons dit eet, hoor ons weer sy woorde. Dit is my liggaam, gebreek vir jou. Die wyn herinner ons dat sy bloed gevloei het. Die prys vir ons sondes is ten volle betaal. Dit sê jy, my kind, is vry, jy is vergewe. Maar dit beteken nie ons hou aan met die dinge doen nie. Ons werk daaraan. Ons is elke liewe dag nuut in hom. Maar die nagmaal is meer as net 'n herinnering. Dit is ook 'n gemeenskap. Wanneer ons saam eet en drink, wys ons dat ons een liggaam in Christus is. Dit maak nie saak hoe verskillend ons is nie. Aan die tafel is ons een familie, een liggaam, een kerk. En elke gedeelte van die liggaam is mos tog anders. Maar saam word ons een liggaam. Daarom sê die Bybel ons moet onsself ondersoek voor ons die nagmaal gebruik. Nie omdat jy volmaak moet wees nie. Niemand van ons is dit nie. Maar omdat jy moet verstaan, dit is heilig, dit is ernstig. Jy lê alles neer by God. Jou skuld, jou bekommernisse, jou vreugdes, jou drome. Aan die tafel kom jy leeghandig en Jesus vul jou met sy genade. Jy sê, die Here word eerste. En elke keer as ons nagmaal vier, kyk ons ook vorentoe. Nie meer na die verlede nie. Ons onthou dat daar eendag 'n groot feesmaal gaan wees. Die bruilofsmaal van die lam, waar ons saam met Jesus self aan die tafel sal sit. Raak jy nie ook opgewonde daarvoor nie? Daarom moet ons meer vir hom leef, meer groei in sy verhouding met ons. Elke nagmaal hier op aarde is net 'n voorsmaakie van daardie dag. Vriende, mag ons die nagmaal nooit ligtelik opneem nie, maar altyd met diep dankbaarheid en eerbied dit aandurf. Want dit herinner ons is deel van Christus se liggaam. Ons is een in hom en ons is vrygemaak deur sy liefde. Maak jy ander vry deurdat jy in hom leef. Kom ons leef meer vir hom en gebruik die nagmaal nie net ligtelik nie, maar ernstig. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die kruis. Dankie dat u liggaam gebreek en die bloed gestort is vir ons. Dankie dat u ons saam aan een tafel bring, as een liggaam in u. Help ons om hierdie sakrament altyd met eerbied en dankbaarheid te gebruik, en om werklik te verstaan dat ons skuld, ons vreugdes en ons hele lewe voor u kan neerlê. Alhoewel ons nie nou alles gesê het van wat die nagmaal is nie, vul ons met die liefde en maak ons een in u, dat ons meer en meer nie net die nagmaal kan verstaan nie, maar kan groei in ons verhouding met u. Amen. Mag jy 'n geseënde